Welkom aan almal dan wat hier so is. Cecilia, mag ek jou vra of jy vanaand vir ons sal open met gebed asseblief? Met die grootste plesier. Goeienaand, Abba Vader. Vader, ek wil net vir U dankie sê dat U U seun vir ons gestuur het. En Jesus, dankie dat U aan die kruis gesterwe het vir ons sondes, ons nietige mense. Abba Vader, baie dankie. Dan wil ek ook net vra, liewe Jesus, baie mense gaan deur baie seer op die oomblik en van hulle het U nie geken nie of van hulle ken U nie en ek bid en ek hoop vanaand dat hulle sal opgedra word na U, dat hulle op een of ander manier ons woord sal hoor. Dankie vir hierdie groepie mense, liewe Jesus, want sonder hulle sou ek dit nie kon gemaak het nie. Maar ek wil net al die eer en al die lof vir liewe Jesus gee. Amen. 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 Sy. Okay, nou vanaand se studie is 'n baie bekende stukkie en ons ken almal Johannes 14 want Johannes 14 is 'n hoofstuk wat baie bekend is en mense is ook baie lief om uit Johannes 14 uit te lees op begrafnisse. Want ons moet onthou wat aan die gang is hierso is dat Jesus besig is om die disippels voor te berei daarvoor dat hy gaan ons onthou ons is nou by donderdag aand. Môre middag word hy gekruisig. So hy is besig om die disippels voor te berei vir hierdie stuk wat hulle moet deurgaan, hierdie onsekerheid wat hulle in die oë staar. So ek wil net 'n versie uithaal wat ons vroeër gehad het en dit is wat Jesus sê, 'n nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê, sodat ek julle soos wat ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. So ek wil begin in Johannes 13 met vanaand se studie met die laaste vers of die laaste paar versies. Maar kom ons lees gou saam. Van vers 36 van hoofstuk 13 af. En Simon Petrus sê vir hom: "Here, waar gaan U heen?" Jesus antwoord hom: "Waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg." Petrus sê vir hom: "Here, waarom kan ek nie nou volg nie? Ek sal my lewe gee vir U." Jesus antwoord hom: "Sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie." Okay, so dit is nou net om ook op te tel by die vorige studie. Maar onthou nou van hoofstuk 12 af is Jesus is ons besig met die laaste week en die gebeure van die laaste week voor die kruisiging. En Jesus het nou sy laaste publieke diskurs gehad en waar tydens hy nou vir die ouens gesê het, hy gaan gekruisig word, hy gaan opgehef word, wat mos in die slang van die tyd was, ek gaan gekruisig word. Okay. Nou sê hy, nou vervolg hy en hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom: Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg.
Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en jy het my nie geken, het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Nou, voor ek aangaan, wil ek net by 'n paar dinge stil staan. Ouens, onthou, Jesus weet waarheen hierdie op pad is. En kyk hoe vertroos hy sy disippels. Moenie en hy is die een wat gaan doodgaan en gemartel gaan word en hy weet dit en hy troos sy disippels. Nie andersom nie. Nie een van die disippels bedien hom nie. Die enigste bediening wat Jesus ontvang het in hierdie nag is die engele wat hom kom bedien het in Getsemane. Hy het dit nie van sy disippels afgekry nie. En dan natuurlik vers 6 wat ons almal ken. Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou, in daardie enkele vers, dink ek is een van die grootste verskille tussen Christendom en elke ander geloof. Ander gelowe sal vir jou sê, dit is 'n weg. Hulle sal vir jou sê, ons is almal na dieselfde hemel toe op pad. Maar hulle kan nie albei reg wees nie. Jesus kan nie reg wees nie en Mohammed hulle kan nie albei reg wees nie. Of Boeddha of Osie. Hulle kan nie albei reg wees nie en dit is hier hoekom Jesus nie gelyk kan wees met enige ander god nie en hoekom Christendom nie vir die wêreld aanvaarbaar is nie. Want hierdie versie maak dit duidelik, Jesus is nie gelyk aan enige ander Tom, Dick of Harry nie. Okay. Nou, ek wil aangaan na 3 vrae wat Jesus gevra word in hierdie stuk. Petrus vra 'n vraag, net 'n oomblik. Admit. Rudy, goeienaand. Bly jy kon dit maak, Boeta? Ja, ekskuus, ek gaan maar eet terwyl ek luister. Ek's honger, man. Ja, sit net jou mikrofoon asseblief af, ek wil nie hoor nie. Okay, nee, geen probleem almal. Bless jou, Boeta. Okay. So Jesus word in hierdie diskurs, is daar 3 vrae wat vir hom gevra word. Petrus vra 'n vraag, Thomas vra 'n vraag en Filippus vra 'n vraag. Nou, ek dink op die oog af is hierdie vrae vir ons dom vrae. Maar dit is vir my so mooi dat Jesus hierdie vrae met soveel geduld antwoord. En dit is vir my van toepassing op elkeen van ons. Ons moet die vrae wat ons het, vra. So, die vraag wat Petrus vra basies is waar? Thomas vra 'n vraag van hoe? En Filippus vra 'n vraag van wie? Want die vraag wat Petrus vra is, waarheen gaan u? Dit sien ons in hoofstuk 13 vers 36. En Thomas vra in 14 vers 5, hoe kom ons daar? En Jesus antwoord dat hy na die Vader toe gaan en Filippus sê, okay, wie is die Vader dan? Dit sal vir ons baie lekker wees om daar te wees saam met u, maar u praat van die Vader. Wie is hierdie Vader? Demonstreer, wys vir ons wie is die Vader. Maar Jesus sê vir hom, as jy my gesien het, het jy die
Vader gesien. Hoe sê jy toon ons die Vader? Ouens, die teologie in hierdie hoofstuk is merkwaardig. Goeienaand pastoor, baie welkom. Bly pastoor kon dit maak. Okay. So die teologie in hierdie hoofstuk is eintlik merkwaardig en daar is geweldig baie of die drie eenheid van God is 'n baie sterk en herhalende tema in hierdie hoofstuk want ons het Jesus en ons het die Vader. En die Vader is in Jesus en Jesus is in die Vader en later in die hoofstuk kom die Heilige Gees ook ter sprake. En dis vir my iemand ek in my voorbereiding het ek na David Pawson geluister. En hy sê hy het nog nooit iemand gekry wat vir hom die drie eenheid op 'n logiese manier kan verduidelik nie. Dis bietjie bo ons, dink julle nie? Inderdaad so. Definitief, ja. Ons kan dit nie verstaan nie, maar ek weet nie van julle nie. Ek is bereid om dit te glo. Alles anders wat vir my gesê is hieroor is waar. So ek is Amen. bereid om daai ding te glo. Amen. Ja, beslis. Okay, so okay. Voor ek aangaan na die volgende verse toe, want in Jesus gaan nou aangaan en hy gaan sekere beloftes maak aan die disippels, maar tot op hierdie stuk is daar opmerkings wat julle wil maak. Nico, ek het twee opmerkings as ek mag. Asseblief. Daar in vers 7 sê hy, as julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. Nou, jy weet vir my is dit amper vir elke persoon is daar seker die mees kernelement in die hele skrif. Maar vir my is die kernelement in die skrif waaroor dit gaan, waaroor alles gaan, in die kerk en buite die kerk, alles in die Christelike godsdienst, gaan dit oor daardie kenverhouding tussen die mens en God. Okay. Nou, julle sal later sien in Johannes 17, en waar hy dan nou net praat daarvan, hy sê, net voordat Jesus verheerlik is, voordat hy opgevaar het hy met die disippels gepraat, toe sê hy, en dit is die ewige lewe, en dit is waarmee ons besig is. Hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u kan ken, die enigste ware God. So weer eens kom ons by die senter en die kern van alles uit. Daardie verhouding met God, die kernverhouding, om God te leer ken, dis die kern van alles. En dan nommer 2, miskien wat ek graag wil uitwys hier van my kant af is, ons het daaroor gepraat by die huweliksseminaar, is dat die God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, dis 'n familie wat in die hemel is. That's it. En ons is 'n extension, 'n uitbreiding, of 'n verlenging, is eintlik 'n beter Afrikaanse woord. Ons familie op die aarde, ek praat nou van die gesinne, die familie, pa, ma en die kinders, is 'n verlenging van God se familie in die hemel. Dis al, dankie. Okay. Okay. Marius, baie dankie. Kom ons lees bietjie verder. Ons gaan vervolg by vers 11. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en by julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dan dat U aan ons sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle was, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle sê ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Party Engelse vertalings daar sê, veral van die parafrase vertalings, sê daar he has nothing on me, bedoelende uit geen aanklag teen my nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons van hier vandaan weggaan. Nou, ek het uit hierdie stukkie uit 'n paar beloftes gekry wat Jesus vir ons gee en ek wil hê ons moet almal, jy weet, ek gaan hulle een vir een vat en dan wil ek hê ons moet bietjie kuier rondom elkeen van die beloftes. En die eerste belofte wat ek hier uithaal wat Jesus vir ons gee, is die werke wat Jesus gedoen het, sal ons doen. Ja. So met ander woorde, siekes genees, water in wyn verander. Okay, nou nie letterlik nie, maar dit is die implikasie daarvan. Die dooies opwek. Rek. Een van die sprekers na wie ek luister sê, jy weet ook daai vers van dit sal julle, die versie gaan aan en hy sê dit en groter. Jesus het nie een keer gepreek en 3000 mense het tot bekering gekom nie. Dit het nie een keer gebeur nie, dit het gebeur nadat Jesus ons verlaat het. Nou gaan ek 'n ongemaklike vraag vra, ouens, in waar is die werke? Jy weet, en kom ons luister na Jakobus ook, want ons het geloof, maar Jakobus sê vir ons geloof sonder werke is dood.
So Korrek. ek weet nie wat s'ie diagnose hier. Dit is 'n baie belangrike vraag wat jy daar gevra. En ek dink in die leiersgemeenskappe van reg oor die wêreld moet daai vraag beantwoord word. Maar ek sê dis 'n baie moeilike vraag van wat mense moet beantwoord. Want dit beteken soos jy gesê het, duiwels uitdryf. Dit wil sê siekes gesond maak en jy weet groter werke sal doen, jy weet. So dit beteken ons as mens moet onsself diensbaar en beskikbaar stel vir die werk van God. En dit lyk my dit gebeur nie, Nico. Of jy weet dit gebeur wel, maar dit gebeur nie soos wat dit moet gebeur. Ek sal dit liewer so stel. Oom Marius, 'n ding waaroor ek die afgelope tyd baie dink, is aan die een kant wil ek sê ja, daar is genoeg pastore en pastoor ek sê dit met baie liefde en dis nie aanvallende stelling nie. Maar ek bedoel, wat is die goed van 'n pastoor as daar niemand in die kerk is nie? Waar Jesus was wel in die sinagoges gewees, maar waar het hy sy tekens en sy wonders gedoen? In die strate, in die week. Ja, dis korrek. En dit is waar die goed deesdae gebeur. En eintlik moet gebeur, nie waar nie. Ek weet daar's baie mense wat op strate werk, jy weet jy weet waar die evangelie verkondig word en waar hulle vir siekes bid. En dit geld ook vir ons in ons eie huise. Absoluut. Ons moet vir die siekes bid in ons eie huis. Ons moet vir ons mense in ons eie huise help met bevryding. Want God het ons die instrumente gemaak en as ons gevul is met sy gees en sy krag, dan doen hy die werk deur ons. Jy weet, ons is maar net instrumente, maar ons is die hande en die voete van Christus en dis wat hy gesê het. Die werke wat Jesus gedoen het, sal ons ook doen. Rudy, ek sien jou hand is op. Ek het gewonder of dit werk. Iets wat ek toe dit gelees het en ek het vandag aan dieselfde ding gedink. Terwyl ek Bybelstudie gedoen het, is waar Jesus gesê het, sodat jy weet, vra dit in my naam, sodat ek kan nie nou wat hy gesê het, my naam of die Vader se naam, jy weet, verheerlik sal word. Ons gaan nou by daai yes, gaan aan asseblief bid. Ek dink is deel van wat ons oor praat nou. Okay. Dit is maar deel, wat dit ek is wil deel. Maar wat ek wil by uitkom is dat die baie kere en weet doen ons die werke met die gedagte en ek het net hierdie gesprek gehad met die gedagte om jy weet ons is vlees, ons is mens om miskien 'n bietjie recognition te kry vir wat ons doen vir die Here, nê, of dit nou van mense af is of van die Here af is. Maar daar sê Jesus duidelik, dit is sodat hy verheerlik kan word. Nie mens nie Rudy nie. En ek dink dis een van die groot redes hoekom daar nie meer wonderwerke gebeur nie, is want ons is nie nederig genoeg nie. Ons wil, en ek praat met myself hier, soos ek sê, ek en Nick het hierdie gesprek gehad. Jy weet, dat ons self bietjie in 'n klein mate dalk bietjie recognition wil hê vir wat ons doen vir die Here. En dalk bietjie raak gesien word. En dit is 'n totaliteit vir die koninkryk en sodat die seun of ek kan nie onthou wat sal verheerlik word. Deur daai wonderwerk wat gedoen word. En dis hoekom daar nie meer wonderwerke gebeur. Dis my persoonlike opinie, dis nie openbaring nie, dis dink. Okay, nou gaan ek vir jou 'n ander punt daarby sit, Rudy, en ekskuus so Marius, die punt wat ek vir jou daarby gaan sit is Christene is lui. Ons wil nie die pastore moet die wonderwerke doen, die groot manne van die geloof moet die wonderwerke doen. En ekskuus, daar staan nie die vers sê vir my, ek sê vir julle wie in my glo, met ander woorde dit sluit almal in, wie ook al, whosoever
believes in me. The works that I do, ye shall also do. So dis nie die groot en belangrike pastore nie. Dit is ek en jy, dit is elkeen van ons wat moet uitgaan in daai dinge gebeur. En die vraag wat ons dan moet vra is, waar is ons geloof? Nikkie, wat ek wil byvoeg hierso. Die belangrike punt is dat ons die persoon van die Heilige Gees moet leer ken. Amen. Die persoon van die Heilige Gees is ten slot van sake die kraggawe van God. Alles wat wonderwerke betref, word deur die kraggawe van God, kan ek die woord gebruik, gefunksioneer. Maar as jy nie die Heilige Gees se werking ken en die Heilige Gees self ken nie, dan maak dit die probleem dat wonderwerke baie keer toegeëien word as my eie werke. That's it. En dan omdat ek dan die geloof nie in aksie kan sit nie, omdat ek nie genoeg geloof in my eie werke kan plaas nie, kan die wonderwerke nie werklik waar funksioneer soos hy behoort te doen nie. Maar as jy die persoon van die Heilige Gees ken en weet wat sy funksie is en wat sy doel is, en die krag van die Heilige Gees leer ken, en dan sal daar meer vrymoedigheid kom wanneer ons sê aan God kom al die eer toe en nie aan mense nie. Paulus skryf, hy sê, as ek roem, roem ek graag in Christus, maar nie uit myself nie. So as 'n mens van daai standpunt af uitgaan en jy kan weet wie die persoon van die Heilige Gees werklik is, dan sal wonderwerke nie vir jou probleem wees om te doen nie, want dan gaan jy dit nie doen om resultate te kry nie, want dit is nie jou wonderwerke nie, jy's net die instrument soos Marius voorgesê het. Dit is absoluut God se wonderwerke. En dan kom ons weer by die gedeelte wat ek Sondag aangehaal het, Sondagoggend, om te sê, die Heilige Gees gee sy gawes aan wie hy wil. So ek wil ook daarby byvoeg dat daar is 'n verskil tussen hande oplê en gesondmaking en die gawe van gesondmaking. Daar's absoluut 'n verskil daarin. Ons kan dit voor behandel wanneer ons daarby 'n bietjie kom as iemand wil weet. Maar almal het die basiese kan ek vorme gekry in sy Christendom. So jy kan met vrymoedigheid vir enige iemand bid. As hy nie gesond word nie, is dit kan ons sê dis 'n lack of faith, maar die groot ding is dat as hy nie gesond word nie, wat is die wil van die Gees van God? 'n Ander situasie is, as ek dalk 'n bietjie van groot kop het en ek bid vir mense wat ek wil gesond bid, en dit gebeur, dan voel ek mos nou maar 'n bietjie the muscle man, jy weet, en dit gaan die Here nie toelaat nie as ons die woord van God reg lees. Want hy sê, hy haat hoogmoed, hy nederig het hy baie tyd voor, maar hoogmoed het hy nie voor tyd nie. So ek dink met ons fokuspunt dalk rondom wonderwerke en die toepassing daarvan verander en sê, goed, die Heilige Gees doen die werk, ek lê my hande op, dis 'n aksie wat ek in die vleeslike dimensie doen, maar God laat dit funksioneer in die geestelike. En dan dink ek gaan daar meer wonderwerke kan plaasvind, wanneer mense dan werklik waar weet, dit is nog inteendeel in elke opsig God se saak. Ons is net daardie instrument wat dan in aksie oorgaan en dan dit toepas. En nog bly ook die Here se absolute besluit of hy jou gesond wil dan nie. Ja. 'n Ander ding wat ons ook hier moet by sê, is mense getuig nie meer nie. Ek dink daar gebeur baie wonderwerke, maar mense is nie bereid om te getuig daaroor nie. So die wonderwerke wat plaasvind, en niemand praat daarvan nie. So ouens, ek wil vanaand op julle elkeen 'n beroep doen.
Openbaring sê die drakes of die vyand, die drakes oorwin deur twee dinge, die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Moet nooit bang wees om te getuig wat die Here vir jou gedoen het, nê. Dit bou iemand anders. Ja, ek dink die mense het ook nie altyd vrymoedig nie. Want ek glo, dis maar my persoonlike mening dat God wil 'n skoon kanaal gebruik. Jy weet, ek dink as daar iewers verkeerde dinge in jou lewe is, dan het 'n mens self nie vrymoedigheid om vir 'n ander persoon te bid nie. En ek dink dit is baie van die redes hoekom mense nie vir ander bid nie. Hulle het nie daai vrymoedig nie omdat hulle voel as goed wat in hulle is wat terughou, jy weet. Nou ja, by God is alle dinge moontlik. God kan enige iemand op enige manier gebruik want hy is te almagtig, maar ek dink dit is een van die belangrike dinge is dat mense dikwels nie vrymoedigheid nie. Hulle vir een of ander rede kan verskeie redes wees. Okay. Nee, dit is waar pastoor As ek kan byvoeg wat Marius nou sê, God sê op 'n plek in die woord, hy sê God laat hom nie bespot nie. Absoluut. So ek dink ook op die verkeerde wyse van toepassing wil jy eintlik 'n bespotting maak van dit wat die Here beskikbaar stel. Soos ek al baie keer gehoor het dat mense byvoorbeeld sou sê, ag kan die Here dit regtig doen? Ek dink nie ons moet ooit daai arrogansie inneem om te kyk wat kan God doen nie, want God het die aarde geskape en alles gemaak en alles van toepassing gemaak soos dit is. En daarom is dit ook 'n baie gevaarlike veld waar mense dalk nie, soos Marius sê, wat nie voluit in Christus is nie, dalk 'n bespotting maak deur dan basies die gawe te probeer toepas van hande oplê, siekes gesond maak, alhoewel daar ook ander toepassings is. So ek dink is waar dat die Here ook kyk na die ouens wat se hart werklik waar op hom gerig is en daardeur dan die wonderwerke op 'n baie maklike manier sou plaasvind, as ek menslikerwys kan praat. En die Here dan sal toelaat dat hierdie goed funksioneer. Want die eer kom die Here toe in elke situasie. Ons kan niks doen nie. Ek het eendag gesê, ek kan my leë hande op jou leë kop sit en daar gaan niks gebeur nie. Ons het die autoriteit om te spreek in die naam van Jesus en die Heilige Gees dan die werk sal bevestig of sal laat geskied. Maar ons het nie werklik waar daardie reg om te genees uit mensliker wyse. Absoluut nie. Ek stem heeltemal saam. Ons moet, maar dit kom nou weer terug by wat Rudy vroeër gesê het van nederig. Ons wil, dis nie vir ons wat dit doen nie. Dit moet absoluut vir die eer van die Here wees. En dit bring my by die tweede belofte wat Jesus vir ons gee hier. Wat ons in sy naam vra, sal hy doen mits. En daar kom daai bepaling, mits dit die Seun verheerlik. Absoluut. Die eer kom die Here toe. Ja. Ek wil by stek net ook sê dat Marius, julle kan ook dan miskien inset te lewer. Ekskuus, ons het van die punt nou afgegaan, maar ek het nie gesien my foon was gemute nie. Die Heilige Gees, die Vader en die Seun is een. So daar is 'n absolute feit dat al drie in 'n eenheid werk. As dit nie so is nie, dan is daar verdeeldheid. En daarom kan ons, omdat dit onlosmakend van mekaar is dit absoluut baie van kardinale belang dat ons erkenning gee aan die drie eenheid van God. En ek dink wanneer ons dit toepas, dan is daar sekere stappe wat ook moet gevolg word as 'n mens kyk na die proses
waar volgens die Vader, die Seun en die Heilige Gees opereer. Maar ook weer kom ek terug daarna waar Jesus gesê het, ek doen niks as ek dit nie by my Vader gesien het nie. So met ander woorde, ek wil ook my verstout om te sê die Heilige Gees doen ook niks as hy dit nie by die Vader gesien het nie. En andersom, want hulle drie is in 'n eenheid en dan sê die woord ook vir ons dat wie weet wat's in God behalwe die Heilige Gees. Wie weet wat is in die mens behalwe die Gees van die mens. So daar het die Here vir ons eintlik 'n breë vorm antwoord gegee om te sê dat net soos ons liggaam, siel en gees nie onderskeidelik kan funksioneer nie, so funksioneer die Godheid ook nie afsonderlik nie. Hulle funksioneer as 'n eenheid saam. So genesing wat plaasvind is wel die kraggawe van die Heilige Gees, maar dit het 'n doel dat die Vader en die Seun dan ook deel het van natuurlik. Okay, kom ons gaan aan na die derde punt toe. 'n Trooster of die Heilige Gees by ons. Nou, daaroor wil ek graag vir die van julle wat nie die woord ken nie, die woord wat in die Grieks gebruik word, daar is een wat julle dalk al in 'n preek sou gehoor het. Die woord daarso is parakletos. Dis die Griekse in die oorspronklike Grieks, die woord wat gebruik word. En 'n parakletos is 'n voorspraak, 'n intercessor, 'n voorbidder, 'n hulp en 'n vertrooster. En julle kan ook gerus in Johannes 16 vers 7 tot 15 kyk wat Jesus praat, baie mooi vir ons verduidelik wat die funksie van die Heilige Gees by ons is. Maar hierdie voorspraak in 'n regsgeding, as 'n ou nie vir homself kon praat nie, dan was daar nou 'n ou gewees. Dink aan 'n advokaat. Hy verdedig jou. Okay, net soos wat Jesus ons voorspraak is voor die troon van God, so is die Heilige Gees vir ons ook 'n voorspraak. Okay. Maar ook 'n hulp en 'n vertrooster. Okay. Ek gaan nou eers weer stil bly so vir 'n oomblik. Die vloer is julle sin. Ja, miskien terwyl dit so stil is, kan ek iets sê. Asseblief vir Marius. Jesus het gesê toe hy weggaan, toe sê hy, maar as ek nie weggaan nie, dan kan die parakletos of die trooster nie kom nie. So hy moes weggaan sodat die trooster, die Heilige Gees op die aarde kan kom. En jy weet, en sodat hy elke persoon op die aarde kon bereik wat werklik, jy weet, as hulle by God uitkom en hulle gee hulle lewe vir God, uiteindelik dan sal die Gees van God ook in hulle lewe wees en hulle sal dan deur die Heilige Gees gelei word en gevul word met die Heilige Gees en die krag van God ook so deur elkeen dan gemanifesteer word. Weet, so dit is die punt wat ek net wil maak is, Christus moes weggaan voordat die trooster of die parakletos eintlik, jy weet, homself kon vestig op die aarde, weet, vir die mens. Dankie oom Marius. Rudy, kan ek vir jou gee? Thanks Nick. Alright, so wat ek wil graag sê is, ek het al in menigte male, jy weet, ek sit met hierdie verskillende ADHD, so my kop hardloop in 10 rigtings op een slag. As ek so bid en dit raak vir my te moeilik om te konsentreer, dan sê ek, Vader, laat die Heilige Gees my help bid nou. En dan dis so ek in Amerika sê hy is my helper en hy spreek, weet, voorspreker. Jy weet, dan kan ek bid, dan bid ek goeie waarna ek nooit kan gedink het nie. Jy weet, en is nou nie in tale bid nie, dis in Afrikaans, jy weet. En dan kan ek die woorde kan begin vloei en dit is nie en a en dink aan ander goeters nie. Ek kan dan konsentreer en ek
ek kan vir die Here vra wat ek moet vra en nodig het. En dan bo-op dit sit hy dan gedagtes in my kop wat soos antwoorde wat ek dan kry ook, jy weet, met dit. Dit is nie net ek wat dan bid nie, maar daar word dan vir my geantwoord ook op my gebede wat ek dan, jy weet, uit die hart uit bid dan. Dis wat ek Dit is een van die funksies van die Heilige Gees, absoluut, Boeta. Ja, ek wou dit ook nou net gesê het, ja. Okay, terwyl pastoor dink die sloer het. Ook ons versorger en die wyse waarop die Heilige Gees ons versorg is eintlik so wow, ou het nie eintlik woorde om dit te beskryf nie. Want as jy in die oggend opstaan en kan sê môre Heilige Gees, uit die aard van die slaap saak is dit ons wat slaap, nie die Here nie, maar dan is dit so asof 'n mens die dag in 'n so 'n ander atmosfeer begin. Want net om erkenning te gee aan die Gees van God wat dan deur die Vader, deur die Seun gestuur is daar dan nou 'n absolute vriend, 'n koneksie, 'n liefdesvolle teenwoordigheid van God wanneer jy die erkenning aan die Heilige Gees gee. Daarom dink ek het die Here ook gesê dat hy wat laster teen die Heilige Gees, hy sal dan nie ongestraf bly nie en daar's geen vergifnis daarvoor nie. So is eintlik 'n wonderlike sal ek sê hulpmiddel in ons lewe, dis die Heilige Gees. En as jy hom werklik as 'n vriend kan leer ken, soos Jesus ook gesê het, julle is my vriende, dan begin die Heilige Gees vir jou soveel meer betekenis en sinvol in jou lewe maak. Okay, kom ons kyk na die 4de punt op die lys. Dat ons sal lewe hê in hom. Hy sal lewe en ons sal lewe hê in hom. Wie anders bied dit aan as Jesus? Amen. En ja, dit is af, Here Jesus, prys sy naam. Ja. Ek wil net graag iets noem. Die tannie het vir my oor die naweek, my vrou, het oor die naweek vir my 'n baie belangrike ding gesê. En sy het vir my gesê, jy weet, Christus het die aanhaling gemaak of die gesê, dat my vrede gee ek vir jou. Of vir julle. Dis reg, ja. Nou, om vrede te kry, beteken dat die Heilige Gees in jou lewe manifesteer. Dis net die Gees van God wat vir jou kan vrede gee. Absoluut, ja. Daar's niks anders op hierdie aarde behalwe Christus en die Heilige Gees nie. En ek dink dit is waarna ons mense ook soek. Ons praat die hele tyd van in die politieke en die wêreld, praat ons op nuusmedia, peace, 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 peace. Maar daar's net een wat vrede gee. En in daai vrede beteken dit ons het lewe. Want ware lewe is net in Jesus Christus, soos pastoor gesê, die 3 eenheid. Dis net in Christus, in God die Vader en deur die Heilige Gees. Ek gaan so 'n stukkie van my eie getuienis later vanaand bietjie net met julle deel, maar wanneer ons kom by die vrede ding, want dit is ook een van die dinge wat Jesus vir ons beloof het in hierdie stuk. Kan ek aangaan na die volgende punt toe? Ek dink so, ja. Okay. Punt nommer 5. Jesus sê beloof vir ons, as ons sy gebooie bewaar, sal die Vader ons lief hê. Nou vra ek die vraag daar, watter gebooie van Jesus? Wat is Jesus se gebooie? Kom ons antwoord daai vraag. Wat is Jesus se gebooie? Ek dink Jesus het dit baie mooi uiteengesit. Hy sê, jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand, alles wat binne in jou is.
en jou naaste lief hê soos jouself. Hy sê hierin word die hele wet van die profete, die hele gebod word daaraan saamgevat om jou naaste lief te hê soos jouself. That's it. En dit is 'n wonderlike standpunt om te hê. Ek sien met die behandeling van die volk wat saam met my werk en almal wat saam met my werk, die manier waarop hulle hanteer. Dit wat jy saai, dit maai jy. Ek kry absoluut resultate en dit is wat die Heilige Gees ons hier leer en dis wat Jesus van ons verwag. Daai een belangrike gebod, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Dit is so lekker wanneer ek elke dag 'n kans kry al sou ek net 1 of 2 sinne van Christus bekend maak. Maak dit tog soveel wonderlike deure oop. Wat vir my baie wonderbaarlik was is nou ander dag terwyl ek ry in die Heilige Gees met my werk en ek praat, toe het die swartetjie wat my help, wat nou langs aan my hele ruk werk, hy is ook Christen en ek het met hom so 'n bietjie gedeel, want ek voel toe die Gees van God is warm in my en ek deel daardie liefde van die Heilige Gees. En die volgende oomblik toe sien ek daar trane in sy oë. Toe besef ek weer eens hoe wonderbaarlik is die Heilige Gees. In die term dat ons naaste moet lief hê, dan werk God deur jou. Hy sê daar in 1 Johannes vir ons baie duidelik, hy wat sy broer haat, het nie die seun nie. En dit is so wonderbaarlik om hierdie pragtige trooster wat ons het, dan met liefde en deernis te kan waardeer wanneer jy iemand met die evangelie bedien. En jy hoef nie altyd te wen nie, soos Paulus geskryf het, hy sê, ek plant, daai ou maak nat, God laat die Here laat groei. En dit is amazing om te sien hoe dan die Here besig is om te laat groei. Jy weet, die volgende dag toe ons weer ry, toe sê hy vir my, meneer, jy weet, ons moet bid dat die Here ons sal bewaar. Ons moet bid dat daar moet baie werk kom, baie vrede kom. En toe besef ek hoe impak dit maak wanneer jy met vrymoedigheid die evangelie verkondig en jy hoef geen geleerdheid daarvoor nodig nie. Al wat jy nodig het is 'n bietjie woordkennis, waar jy die woord gelees het en die werking van die Heilige Gees, want hy sal jou leer, hy sal vir jou sê elke woord wat jy moet gebruik. Al is dit in 'n hofsaak situasie, al is dit in 'n situasie waar jy iemand na die Here toe lei. Ek het al soveel male gesien waar die Here mense gered het. Wie weet wat in daai persoon? Die Heilige Gees. En deur sy leiding kom jy by daardie wonderlike ding wat sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ja, absoluut. Okay, punt nommer 6. As ons sy gebooie hou, jou naaste lief soos jouself, dis my 'n nuwe gebod gee julle aan mekaar, dat julle mekaar sal lief hê. As ons sy gebooie hou, sal die Vader sy woning by ons maak. Nou, ouens, ek dink nie dit is net in die langtermyn nie. Dit is nie net in die langtermyn nie, dis in die korttermyn ook. Jy weet, en ja, dit is deur die Heilige Gees dat die Vader se woning by jou is. Amen. Voor ek by punt nommer 7 kom, julle gedagtes? Ek dink dit is duidelik, Nick, dat hierdie gedeelte spreek so mooi van hom vir homself eintlik om te sê dat hy sy woning by ons sal maak. Alright, Rudy. So wat ek uit dit uitvat is, en ek het dit nog nooit so raak gelees nie, is dat dalk is dit ook een van die redes hoekom jy weet, waar ons nou vroeër gepraat van wonderwerke. Jy weet, die Here woon nie by ons nie. So hoe kan hy deur ons werk? Hoe kan ons as 'n instrument wees as hy nie by ons is nie? So dis maar
Absoluut. Dan is ons kragteloos. Dan is ons soos wat Paulus vir ons sê, al doen ek al hierdie goeders en ek het nie liefde nie, dan is ek 'n leeblik, 'n simbool wat geraas maak. Ja, absoluut. Okay, en dan punt nommer 7. Jesus sê hy gee vir ons sy vrede. Nou ouens, in die dag waarin ons leef op hierdie stadium, ek dink die wêreld weet op hierdie stadium baie goed wat is vrede. Ek bedoel, sit die nuus aan. Die vrede wat die wêreld gee is 'n skietstilstaking. Almal skree daarvoor in die Midde-Ooste. Dis die wêreld se vrede. Maar ek het vroeër gesê ek gaan met julle 'n stukkie deel van my getuienis. En toe daar in 2023 toe ek nou op die mannekamp is en toe nou my saak reggemaak het met die Here. Nou die Vrydag aand was daar worship gewees by die kamp en ek het op so 'n bietjie saam gesing en op 'n stadium toe het ek uitgeloop. En oom Benne is toe nou agter my aan en hy het met my kom gesels en ek het vir hom gesê ek dink nie eers op hierdie stadium aan ewige lewe nie, want in my daaglikse lewe het ek geen vrede nie. So as ek nie kan vrede hê nie, as ek nie nou kan vrede hê nie, dit wat ek nou nodig het is vrede in my daaglikse lewe. En hier's my bietjie getuienis vanaand en ek wil sê dankie vir die Here dat hy vir my vrede gegee het. Dit is 'n kosbare vrede en dis 'n vrede waarin dit nie saak maak of dit met my goed gaan en of dit met my sleg gaan nie. Dit is die vrede van Jesus Christus. Dit is soveel dieper en dit het niks met die wêreld om my te doen nie. Daar stem ek saam, definitief nie. Ek het dit ook. Prys die Here. Dis darem wonderlik, Celia. Netjie wil ek weer die Heilige Gees eer gee. Die aand toe jy uitgeloop het, toe ek Ben opdrag gegee om jou te gaan volg met jou te gaan praat. Maar daai opdrag nie van my af gekom nie. Dit van die Heilige Gees afgekom. En dis hoekom die Here kon by jou deurbraak kry en daardie vrede vir jou bring. Want as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Amen. En ek noem hierdie ding, daar's geen eer vir my nie. Ek's net ook 'n instrument soos wat almal is. Maar ek noem die ding om te sê hoe wonderlik is die Heilige Gees. Want op daai oomblik het die Here my byvoorbeeld op jou gevestig en nie jy daarvan geweet nie, maar ons het geweet. En die Here het gesê ek het 'n afspraak met hom en toe besluit ek die pastoor gaan nie in die prentjie wees nie, want daar sou dalk 'n bietjie van 'n kan ek sê houdingkie gewees het. En ja, prys die Here. Ek is so dankbaar vir wat God daar gedoen het. Ek wil dan een ding vir jou sê, die volgende dag toe jy in die doopwater ingeklim het, nadat ek die aand ook baie oor die doop bedien het en so meer, was 'n geweldige groot hoogtepunt in my persoonlike lewe van dankbaarheid. En nie dankbaarheid vir myself nie, maar dankbaarheid vir die mooi wyse waarop die Heilige Gees gewerk het en waarop God in jou hart ingefiltreer het. En dit was vir my so besonders geweest. So ja, ons aanbid 'n awesome groot God. Mense moet nooit dink hy is nie daar nie. Hy sê ons is tot alles in staat deur die krag van Jesus en dis so wonderbaarlik. Baie dankie.
Okay. Ja, Nico, Marius asseblief. Yes. En die wonder van hierdie saak is, dit is nie net in ons omgewing in ons groepie in julle lewens nie. Dit gebeur reg oor die wêreld. Daar is 'n golf van die Heilige Gees wat beweeg reg oor die wêreld, Amen. onder die moslems, onder watter bevolking in Suid-Afrika reg oor die wêreld. Is dit nie wonderlik om te weet dat God is besig met 'n nuwe om herlewing te skep reg oor die wêreld nie. En ons sien dit nie Prys altyd nie, maar dit gebeur. God is in beheer en hy werk deur sy gees en deur sy ongelooflike krag in die harte van mense. En weet jy wat is die treffendste vir my van alles? Sy krag deur liefde. En soos jy gesê het, Nico, deur vrede. Hy gee die mense liefde en vrede. En dis wat ons mense nodig het. Dankie, Nico. Dis hy. Amen. Okay ouens, dit is die 7 punte of die 7 beloftes wat ek uitgehaal het uit hierdie teks uit. Ek wil net hoor, is daar iets wat iemand wil byvoeg daarbey? Nee, ek dink is voldoende so van my kant. Okay. Alright. Ouens, dankie vir julle geduld met laasweek se studie. Ekskuus, soos ek vroeër gesê het, die duiwel het by my 'n migraine kom aflaai laas Dinsdag, dis hoekom ek dit nie kon maak nie. Maar hy het vandag weer probeer, toe ek dit vir hom teruggestuur waar dit vandaan gekom het. So hiermee kan ek sê fluit my storie vir vanaand is uit. Ja, prys die Here. En ons gee hom in geval geen plek, daai duiwel nie. So as hy tassie pak en loop. Sy onderwerp jouself aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Amen. Sy. Amen. Amen. Ag julle, baie dankie dat julle aangesluit het vir vanaand se studie. Ek hoop dit was vir julle ook 'n goeie studie gewees. Dit was vir my lekker om hom aan te bied en ek dink dit was 'n goeie gesprek gewees. Ja, prys die Here. Amen. Pastoor Fani, mag ek vir pastoor vra of u vir ons sal afsluit asseblief? Sekerlik. Vader, baie dankie. Dankie vir die soete Heilige Gees. Wat absoluut die hoogtepunt van vanaand se bespreking was. Amen. Here, sonder u sal hierdie wêreld absoluut verlore wees. Maar ons sê so dankie, Here. Ons sê so dankie dat ons onskatbare liefde in u is. Onberekenbaar. Here, want in soveel gevalle waar ons mens soms wil haatvergelding gee, is daar 'n sagtheid in u wonderlike stem, Here. En u bring soveel vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Here, ons is dankbaar vanaand en ons wil vra dat u ook deur hierdie dierbare Heilige Gees die naprediker sal wees oor hierdie gedeelte, sodat ons ook sal uitgaan nadat ons vanaand ook weer eens, kan ek amper sê, die Heilige Gees ons op die vinger getik het rondom evangelisasie. Here, dat ons 'n bereidheid sal hê om daardie wonderlike gift te kan uitleef. Here, en daai opdrag van u, gaan heen maak disippels van alle nasies. Here, dit is so kosbaar. En ons wil vir u sê baie dankie dat u vir ons 'n goeie God is en dat u elkeen bewaar en spaar en dat ons 'n geseënde week vorentoe sal hê. En Here, wanneer ons ook al weer by mekaar moet kom, dank ons u dat ook die Heilige Gees ons met soveel deernis daar by mekaar bring. Ons eer hom, ons loof u Vader en ons gee Jesus Christus al die eer. Amen. Amen. Seën en vrede vir elkeen in die week wat kom en baie liefde vir almal. Daar's hy, shalom. Slaap. Okay, bra. Bye. Lekker slaap. God bless. Selfde, bye.